Goeiemôre, dit is Sondag die 27ste April. Baie welkom by die diens van NG Gemeente Skottere. Mag jy saam met ons God se teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Vanoggend is ons tema 'n verrassende ommekeer. En ons gaan saam lees Handelinge 5 vers 27 tot 32. Ons is hier vandag saam vergader in die naam van die Here Jesus om die drie-enige God te aanbid, om hom te prys, om sy stem te hoor. En ons herinner onsself in die woorde van Psalm 118 vers 14. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het my tot die oorwinning gebring. Mag ons met oop harte en 'n oop gees na God toe kom. Na hy wat die dood oorwin het, wat vir ons die ewige lewe gebring het. Johannes 20 vers 19 verskyn Jesus en die disippels en dan sê hy vir hulle, vrede vir julle. Mag ons ook hierdie vrede ervaar. Mag ons geloof versterk word, dat ons soos Thomas kan sê, my Here en my God. 'n Man het op 'n stadium oor sy hond gepraat en vir almal vertel van hierdie uitstekende, wonderlike hond wat hy het. Dat hierdie hond so gehoorsaam is en baie slim. En hy sê, al wat ek hoef te doen, is om vir die hond te sê wat hy moet doen en te vertel, en dan doen hy dit. Of hy doen dit nie. Soos Barbara Bokhoff dit baie mooi stel, sy sê, the gospel success or failure hinges upon the acceptance of or the rejection of the word obedience. Gehoorsaamheid. Hierdie man se hond was ongelooflik gehoorsaam. Hy doen dit of hy doen dit nie. God vra dat ons gehoorsaam sal lewe. Dat ons baie keer deur ons Christendom, deur ons glo in hom, deur ons volg van hom, anders sal lewe as wat die wêreld vra. Dat dit baie keer vir ons gaan moeilik wees. Dat ons gaan uitstaan, dat ons gaan stroom op wees. God vra dat ons gehoorsame, dienende kinders sal wees. En wanneer God van ons vertel, mag hy nie dieselfde storie vertel as van hierdie hond nie. Dat doen hy dit of hy doen dit nie. Hy kom of hy los het. Dat die woord en dat God se getuienis oor ons altyd sal wees, maar ons doen. Ons is gehoorsaam. Die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees is Handelinge 5 vanaf vers 27. Hulle bring toe die apostels en laat hulle voor die Sanhedrin staan. Die hoofpriester het hulle begin ondervra. Het ons julle nie ten strengste verbied om in hierdie naam te leer nie? En kyk, julle leer het deur die hele Jerusalem versprei en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. Maar Petrus en die apostels het geantwoord, ons moet eerder gehoorsaam wees aan God as aan mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle doodgemaak het, deur hom aan die kruishout te hang. Hom moet God as leidsman en verlosser tot aan sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergewing van sondes te skenk. Ons is getuies van hierdie gebeure, en so ook die Heilige Gees wat God gegee het, aan hulle wat aan hom gehoorsaam is. Net tot sover wat ons vanoggend gaan lees. Die disippels, na Jesus se kruisiging, kruip weg. Hulle sit in die bokkamer, sluit die deure toe, is bang. En skielik verkondig hulle met ongelooflike groot oorgawe, sonder om bang te wees. Vertel hulle, en selfs al dreig die Sanhedrin, die Joodse raad hulle, dan verkondig hulle nog vir Jesus, sonder om bang te wees, sonder om vervolging te vrees. Eugene Peterson het 'n boek geskryf met die titel A Long Obedience in the Same Direction. 'n Lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting. En dis waaroor ons Christelike lewe gaan, om volgelinge van Jesus te wees, om gehoorsaam te wees in die regte rigting, dieselfde rigting, maar nie net een keer nie, nie net 2 keer nie, dis 'n lang tyd. En dis waar die omkeer kom, om te keer van ons ou lewe na 'n nuwe lewe, gehoorsaam aan God. Petrus sê dit baie duidelik, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense.
Op 'n dag kom 'n vrou na 'n predikant toe. En sy sê vir hom: "Dominee, sal jy my asseblief vertel wat jou idee van gehoorsaamheid aan God is?" En die dominee het so rukkie gedink, en toe vat hy 'n skoon bladsy, en hy gee dit vir die vrou. En hy sê vir haar: "Gehoorsaamheid is om jou naam onder in hierdie skoon bladsy te teken, en dan vir God toe te laat om dit in te vul soos hy wil." Gehoorsaam beteken dat jy ten diepste doen soos wat God wil, en nie soos jy wil nie. En dis waarvoor baie mense nie kans sien nie, want gehoorsaamheid aan God kan ons nogal in die moeilikheid bring in die wêreld. Kan maak dat die wêreld vir ons lag. Kan maak dat die wêreld vir ons sê ons is simpel. Kan maak dat die wêreld ons van vreeslike en vreemde goed aankla. Kan maak dat die wêreld hulle rug op ons draai en van ons af wegloop. Daar is so 'n pittige stukkie advies wat 'n pa vir sy kind gegee het. En hy het vir sy kind gesê om in hierdie wêreld te oorleef, moenie dink nie. En as jy dink, moet net nie praat nie. En as jy sou dink en jy praat, dan moet jy tog asseblief net nie skryf nie. En as jy dink en jy praat en jy skryf, moenie jou naam onderaan teken nie. En as jy dan nou dink en jy praat en jy skryf en jy teken jou naam onderaan, dan moet jy nie verras wees oor wat gebeur nie. Gehoorsaamheid aan God vra dat ons baie keer 'n bietjie stroom oplewe. En dit beteken dis soms moeilik. Gehoorsaamheid het slegte nuus en baie slegte nuus. Ja, die slegte nuus is, mense kan baie keer vir ons isoleer. Mense kan ons baie keer in die moeilikheid laat druk. Mense kan baie keer van ons kreature maak en sê, maar dit is nie soos ons dink nie. Julle is anders, jy's verkeerd, jy's vreemd. Jesus sê vir sy disippels in Lukas 10, ek stuur julle soos skape tussen die wolwe. Johannes 16, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Daar is so 'n grappie wat 'n Ierse komediant Hal Roush vertel het. Hy sê 'n dokter kom by, of pasiënt kom by sy dokter nie. Dokter sê vir hom, ons het vir jou slegte nuus en baie slegte nuus. En die dokter sê die slegte nuus is jy het 24 uur om te lewe. En die pasiënt kyk vir die dokter en hy sê, wat is die baie slegte nuus dan? Wat kan slegter wees om te hoor, jy het 24 uur om te lewe? En dan sê die dokter, ek kon jou nie gister in die hande kry nie. Die slegte nuus van gehoorsaamheid, van leef soos God wil, is dat dit vir ons moeilikheid gaan bring. Dat ons dit moet verwag, dat ons weerstand gaan beleef in die lewe. En die baie slegte nuus is dus van die begin af daar. Die disippels het van dag 1 af wat hulle Jesus gevolg, weerstand gekry. Wat hulle begin verkondig het van Jesus se opstanding in sy lewe, het hulle weerstand gekry. Die hoëpriesters en hulle handlangers, die Sanhedrin, het hulle beveel om nie te verkondig nie. Hulle vra, het ons julle nie belet nie? En dan sê Petrus, ja, julle het, maar ons moet eerder aan God gehoorsaam wees. Die wêreld gaan vir ons sê dat ons verkeerd is. Oor die wêreld kan ons sien dat die Christendom swaar kry. Dat mense met die kerk spot, dat mense met die Bybel spot. En baie keer kan ons sommer vra, hoekom is niemand besig om met ander godsdienste te spot nie? As jy spotprentjies van ander godsdienste teken, dan word jou kantore sommer afgebrand en mense doodgemaak. Die Christendom gaan swaar kry. Dit moet ons uiteindelik weet. Maar ons moet ook weet dat Jesus definieer Jesus volgelinge en die gemeenskap waarin hulle deel is met die kerk. Gehoorsaamheid is waaroor dit gaan, dat ons gehoorsaam leef in hierdie wêreld vir God. Dat ons mense is wat dit doen wat God vra. Dat ons sal fyn luister wat dit is wat hy wil hê ons moet doen in hierdie wêreld. Die Jode het elke oggend 'n gebed gebid, die Shema, wat sê, luister Israel.
'n oproep om gehoorsaam te wees aan God. Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel en met al jou krag. Gehoorsaam wees aan God. Luister na God. Tree reg op, soos wat God van ons vra. Die kerkvader Augustinus het gesê, as jy God lief het, dan kan jy doen wat jy wil. En wat hy daarmee bedoel is dat, wanneer jy God lief het, is die ding wat jy wil doen, om God gehoorsaam te wees, om God tevrede te stel, om God gelukkig te maak. En daarom sal jou optrede nie teen God se wil wees nie. Kerk is meer as net eredienste, musiek, programme, goed wat ons in die wêreld doen. Kerk wees, gemeente wees, kind van God wees, gaan oor 'n verhouding met God. As mense wil weet, hoe lyk God, hoe doen God, moet hulle dit eintlik by die kerk kan kom vind. Kan beleef hier waar God se mense is. 'n Pa het een keer baie gesukkel om sy seun te kry om sy kamer aan die kant te maak. Of enigiets te doen. Baie keer vra die pa vir hom, sal jy dit doen? En sê die seun ja. Maar dit gebeur net nie. So gaan dit maar deur sy hele kleuterskool, laerskool, hoërskool, tienerstadium, en dan uiteindelik gaan die seun weermag toe. En met die eerste keer dat sy seun by die huis kom, wat hy pas het, vra sy pa vir hom, so seun, wat het jy so ver geleer in die weermag? En sy seun sê, pa, ek het geleer wat beteken die woord nou. Gehoorsaamheid word gespel N-O-I. Die dadelike nou doen vir dit wat God vir ons vra. Thomas Kempis skryf in sy boek The Imitation of Christ, hy skryf onmiddellike gehoorsaamheid is die enigste soort gehoorsaamheid. Uitgestelde gehoorsaamheid is eintlik maar ongehoorsaamheid. Oswald Chambers het gesê, 1 tree vorentoe in gehoorsaamheid is meer werd as jare se studie oor daai 1 tree. Gehoorsaamheid laat ons vasstaan in die lewe en laat ons partykeer risiko's neem. Gehoorsaamheid aan God vra dat ons voete op die grond sal hou, maar dat ons ook sal waag, dat ons bereid sal wees om dit te doen wat God vra, wat partykeer anders is as wat die wêreld vra, wat ons vra dat ons die wêreld partykeer gaan ignoreer. Ja, dat ons die wêreld partykeer tromp op gaan loop en gaan lief hê. Pieter Drucker het gesê, wherever you see a successful business, someone made a courageous decision. Om suksesvol te wees, gaan vra dat ons partykeer brawe goeders doen. Goed doen wat teen ons normale aard is om veilig te probeer wees. Maar in gehoorsaamheid gee God deur die Gees vir ons die wete en die wysheid wanneer om wat te doen. Ja, eerder aan God gehoorsaam te wees as aan mense maak ons vry en dit leer ons om reg op te tree. Jack London skryf die boek White Fang oor 'n makgemaakte halfhond wolf en dan is White Fang mal oor hoenders. En op 'n keer maak hy 50 henne dood. En as sy baas Sweden Scott met hom raas, dan vat hy hom na die hoenderhok toe terug. En met baie geduld probeer hom leer om hierdie hoenders uit te los. En Sweden se pa het gedink, dit gaan nie hou nie. Hulle sluit toe die nag vir White Fang in die hoenderhok toe. En dan sê London self, hy sê, locked in the chicken yard, White Fang lay down and went to sleep. And he ignored the chickens. So far as he was concerned, they did not exist. When he was exhausted, he took a running jump, leaped to the ground outside. He had learned the law. Die wet van gehoorsaamheid, om te maak soos wat sy eienaar vra. Ons moet dit ook leer. Om te maak soos wat God vra, om weg te kom van ons ou mens wees. Om deur die Gees beheer te word, om Jesus gesentreerd te leef, om God gefokus te leef. En dis hoe gehoorsaamheid ons vrymaak. Wanneer ons omkeer van ons eie begeertes, wanneer ons weggaan van ons eie wil najaag en gehoorsaam word
aan God. Wanneer ons vir God liefhet, en dit wat God tevrede en gelukkig maak, die ding is wat ons begin gelukkig maak. Dis maar soos in 'n goeie huwelik. Mense wat hulle huweliksmaats liefhet, wil hulle tevrede stel. As jy nie jou huweliksmaat eerste stel en wil tevrede hou nie, dan kan jy nie regtig praat van liefde nie. Dietrich Bonhoeffer skryf in sy boek The Cost of Discipleship, net hulle wat gehoorsaam is kan glo. En net hulle wat glo, kan gehoorsaam wees. Mag daar so ommekeer in jou lewe, weg van jouself, weg van die wêreld, na God toe wees. Here, dankie dat ons aan U kan behoort. Maak ons nuut deur die Gees, maak ons gehoorsaam, Here. Dat ons nie net sal hoor en weet nie, maar dat ons sal doen ook. Dat ons nie dinge net sal oordink en bestudeer nie, maar dat ons dit sal lewe. Here, ons maak baie keer foute. Dankie dat U ons vergewe en dat U ons terug nooi en ontvang in U teenwoordigheid. Maak ons mense wat voluit leef. Here, maar voluit leef nie vir onsself nie, nie vir die wêreld nie, maar vir U. Gebruik ons om U koninkryk sigbaar en tasbaar te maak. Geef ons daarvoor die moed wat ons nodig het, die gehoorsaamheid. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, U ken ons nood en vrese en vreugdes, en ons plaas dit alles in U hand. Hulle wat in die hospitaal is, hulle wat by die huis is, wat siek het, hulle wat seer het, Here, hulle wat hartseer en alleen is, vou hulle toe in die genade en raak hulle aan. Dankie dat ons kan bid vir ons wêreld. Ons is maar bekommerd oor wat rondom ons gebeur. Here, bring vrede en hoop. In Jesus se naam. Amen. Mag die God van vrede, wat ons in Jesus uit die dood uit opgewek het, ons vul met vreugde en vrede, dat ons geloof oorvloedig kan wees. Deur hierdie hoop, deur die krag van die Heilige Gees, mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen wees, nou en vir ewig. Amen.